Goeiemôre, ek is Dominee Adrian Bester van die AP Kerk Baaklie Oos. En vanoggend wil ek so 'n paar gedagtes met u deel oor blydskap. Ons lees saam Filippense 4 vers 4 waar die apostel Paulus aan die gemeente in Filippi skryf: Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Geliefdes, het u ooit nagedink oor blydskap? Oor wat dit beteken om regtig bly te wees? Almal van ons het al blydskap beleef. Daar's oomblikke van groot blydskap in ons lewens. Wanneer jy span kry op skool of op varsity, as jy 'n goeie rapport huis toe bring, wanneer 'n mens jou lisensie kry of graad vang, die liefde maak 'n mens bly. By 'n troue is daar blydskap, by die geboorte van 'n kind of 'n kleinkind, wanneer 'n mens mediese toetsuitslae terugkry en dis goeie nuus. Ons almal ken blydskap, maar al te goed. Maar dis maar oomblikkies. Dis kort en vlietend en gaan te vinnig verby. Maar hoeveel van ons leef in 'n toestand van konstante blydskap? Ek praat nie van 'n blote aanvaarding van omstandighede en 'n tevredenheid met my lot en my situasie nie, maar van ware diepgaande blydskap. Ek dink nie een van ons kan sê dat ons altyd bly is of permanent bly is nie. Daar's baie min mense wat dit kan sê. Hoeveel mense ken u wat blymoedig is? Of dit nou goed of sleg gaan, hulle is altyd blymoedig. Daar is altyd 'n glimlag op hulle gesig, nie 'n aangeplakte plastiek glimlag nie, maar 'n egte glimlag en egte blymoedigheid. Ek het in my lewe nog baie selde sulke mense teëgekom. Want as ons vanoggend met mekaar eerlik wil wees, is daar maar baie hartseer in hierdie wêreld. Daar's baie swaar kry, baie tragedie, baie ontberings, baie lyding, die swaar van 'n siekbed, of om langs die siekbed van 'n geliefde te sit, die dood van 'n geliefde. Daar's baie swaar kry, in ons eie lewens of in ons gesinne, of in die lewens van die mense om ons. Geen wonder nie dat die psalmdigter in Psalm 90 vers 10 dan ook sê nie, die dae van ons jare, daarin is 70 jaar, of as ons baie sterk is 80 jaar, en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet, want gou gaan dit verby, en ons vlieg daarheen. Paulus skryf dan ook vir die Filippense, om hulle te troos en te bemoedig, want hulle is hartseer. Hartseer en bekommerd, nie omdat daar iets met hulle gebeur het nie, maar oor dit wat besig was om met Paulus te gebeur, want hy skryf hierdie brief vir hulle as 'n gevangene in boeye in Rome. Daar was 'n baie mooi band tussen Paulus en hierdie gemeente, en een van die redes hoekom hy vir hulle skryf was om hulle te bedank vir die finansiële bydrae wat hulle ingesamel het en vir hom gestuur het as 'n bewys van hulle liefde vir hom. Sy gevangenes in sy boeye skryf Paulus om hulle te bemoedig, en hy skryf vir hulle van blydskap. En moenie vir 'n oomblik dink dat Paulus in ontkenning was oor sy eie omstandighede nie, want hy maak 4 keer in hoofstuk 1 van Filippense melding van sy boeye en gevangenskap. As ons lees wat hy skryf, dan klink dit of hy wagtend was op 'n vonnis, moontlik 'n doodsvonnis. Maar ten spyte daarvan, en al is hy onskuldig in boeye in die gevangenis, skryf hy om hulle te vertel van sy blydskap en om hulle aan te moedig en op te roep tot blydskap. Is dit nie merkwaardig nie, broers en susters? Paulus het ontdek dat blydskap nie afhang van vlietende verbygaande gebeure of dinge nie. Deur ontbering en lyding en beproewing, deur van alle aardse dinge gestroop te word, het hy blywende blydskap en vreugde ontdek in die persoon van Jesus Christus. Paulus het 'n blydskap ontdek wat nie deur mense weggeneem kon word nie. Hulle kon sy vryheid wegneem, maar hulle kon nie sy blydskap in Christus wegneem nie. Daarom laat ons hierdie wekroep van Paulus in Filippense 4 vers 4 ter harte neem. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Kom ons bid saam. Here, ons beleef so dikwels 'n gebrek aan blydskap. Ons is so gou, so maklik om ingesluk te word deur ons omstandighede, en so dikwels bepaal ons omstandighede of
ons ware blydskap het al dan nie. En daarom wil ons vir U vra, Here, dat U ons ook sal begenadig om te ontdek dit wat die apostel Paulus ontdek het, dat die enigste ware blywende blydskap in Jesus Christus te vind is. Wil U met ons wees in hierdie dag? Wil U ons help om in hierdie dag ook hierdie blydskap te ontdek wat Paulus ontdek het? Ons bid hierdie dinge in Jesus se naam. Amen. 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag vir elkeen van U.